Vriende, ons gaan net so sit, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ons Hemelse Vader, ons sê vir U baie, baie dankie dat ons vanmôre kan saam wees in U wonderlike naam. Dit is die naam bo elke naam, die naam waardeur ons gered moet word. Vader, baie dankie dat U Seun Jesus Christus na hierdie wêreld gestuur het om U liefde aan ons te kom openbaar. Baie dankie dat U Seun gewilliglik hierdie pad gestap het, die pad van lyding, die pad van smarte en die pad van die dood. Dat hy opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, en vanmôre ook vir ons die ewige hoëpriester is wat vir ons intree. Ja, die een wat vanmôre ook ons name voor U heilige troon noem. Vader, baie dankie dat ons U kan eer, dat U Gees uitgestort is, die Gees van waarheid en die een wat vir ons lei in die volle waarheid. Ons lees daar in Johannes 14, dat wanneer die Gees kom, sal hy ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en dan sal hy ons ook lei in die volle waarheid. En daarom dank ons U Vader vir U Gees, wat U uitgestort het. En ons aanbid U as die drie-enige God. Ons kan nie altyd begryp en verstaan hoe God een in wese kan wees en drie in persone nie, maar ons kom buig voor U, want dis hoe U self in die woord kom openbaar het. En ons wil bid, soos daar die pragtige gesang 245 vir ons leer. Ewig onbegryplik wese. Vader, Seun en Heilige Gees. Here, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons dank U, Here, vir hierdie jaar waardeur U ons gedra het. Ons dank U vir elkeen wat U getrou gedien het, te midde van die stryd en, Here, te midde van al die uitdagings wat na hulle kant toe gekom het. Here, ons dank U die kere waar ons geval het, dat U ons opgetel het. Want U woord sê dit vir ons so pragtig, dat 7 maal val die regverdige, maar elke keer rig die Here hulle op. En ons weet en ons verstaan dat U wat 'n goeie werk in ons begin het, dat U dit sal volëindig. Dis nie ons wat aan U moet vashou nie, Here, dis U wat ons vashou. En vir ons daardie kosbare belofte gee, dat U ons veilig in U heerlikheid sal aanbring. Dit laat ons met hierdie groot verantwoordelikheid, Here, om elke dag in U woord onsself te verdiep en in gebed uit te roep om genade en, Here, om elke dag die goeie stryd te stry, die wedloop te volëindig en die geloof te bou. Vader, baie dankie vir elkeen in hierdie gemeente, wat ons in hierdie jaar bemoedig het. Vir hulle wat ons ondersteun het in hierdie baie moeilike tye. Ons dankie vir hulle loyaliteit, maar bo alles hulle getrouheid aan U en aan die waarheid van U woord. Baie van hulle wat hier is vanmôre het hulle lewe opgeoffer om saam met ons hierdie gemeente te begin. En ons wil vir U sê, baie dankie daarvoor. Want Here, ons neem elke goeie gawe uit U hand aan. En ons dank U as die gewer daarvan. Here, ons bid vir hulle wat inskakel op Facebook en Here, via ons uitsendingskanaal, en ons wil vra dat U vir hulle elkeen ryklik sal seën. Daar is mense van heine en verre, mense wat al jare die pad moet ontstap en Here, wat U liefhet en U woord en U waarheid liefhet, en wil ons kan bid dat U hulle sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Vader, ons dank U dat ons vanmôre U kan lief hê, omdat U ons eerste lief gehad het. En ons is vanmôre hier as Berea Christen gemeente. Here, nie om onsself of ons idee of ons gedagte op iemand af te forceer nie. Ons is hier om Christus te verkondig en hom as gekruisigde. Die lam wat geslag is, wat weer sal kom as koning om te regeer vir tyd en ewigheid. En ons sien uit na daardie groot en deurligte dag, en tot dan vra ons maar soos daardie ou liedjie sê, hou ons trou, Here Jesus, hou ons trou. Daar is 'n stryd wat ons moet stry. Daar is oorwinning te verkry. Gee ons krag elke dag en hou ons trou. Ons bid vir hulle wat met vakansie weg is, Here, dat U vir hulle sal bewaar, hulle wat, Here, hierdie ruskans gegee word, dat hulle sal uitrus en terugkom met nuwe krag en moed. Vir hulle wat, Here, nog hierdie laaste paar dae moet werk van Desember maand, U vir hulle sal versterk en bo alles, Here, dat U ons geestelik, innerlik sal versterk, sodat ons met nuwe hoop en nuwe moed die jaar 2023 tegemoet kan gaan. En dat ons soos die psalmdigter sal sê, met my God loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur. Gemeente, genade,
Barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Dan sê vriende, baie dankie ook vir daardie hartlike samesang. Nou, ons maak die woord van die Here vanmôre oop by Openbaring, die 14de hoofstuk. Nou, ons gaan vanmôre afsluit met Openbaring 14, volgende week met die Kersdiens of die 25ste, jammer, wanneer ek weer preek, gaan ek bietjie met u praat oor Maria se gebed, wat sy gebid het daar in Lukas. Ons gaan bietjie daarna kyk en by ons nuwejaarsboodskap sal ons dan ook stilstaan by 'n gedagte vir die nuwe jaar en dan in die nuwe jaar sal ons weer aangaan met die reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring. Nou vanmôre sluit ons dan hierdie reeksie vir hierdie tydperk af en ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee ook om so 'n bietjie verder ondersoek in te stel, so 'n bietjie te lees oor hierdie baie belangrike saak. En het ek vir u gesê, vriende, dat die boek Openbaring een van die moeilike boeke is om te verklaar in die Bybel. Baie predikers sê vir jou dis maklik. Nou ek dink nie dis regtig maklik nie. Ek dink daar is baie dinge in die boek Openbaring wat ons nooit sal verstaan nie. Die Here sê ons ken nou ten dele, ons sal eendag ten volle ken. En wat ek poog om te doen is om vir u 'n goeie Bybelse oorsig te gee oor die boek Openbaring en dan ook sekere van die waarhede dan uit te lig sodat u dan ook versterk kan word en dan kan uitsien na die koms van die Here Jesus. Dis tog waaroor die boek Openbaring gaan. Dit gaan juis oor daardie groot en deurligte dag wanneer Christus na hierdie aarde sal kom om dan ook sy koninkryk te kom vestig. Nou ons het so 'n paar Sondag gelede gepraat oor die 144.000 getuies en u kan sien dat Openbaring 7 en Openbaring 14 uitgelig word hier. Die rede daarvoor is ons het sommer gepraat oor hierdie 144.000 getuies uit Openbaring 7 en dan Openbaring 14 dan ook saam gelees met dit. Ek het vir u gesê dat hierdie 144.000 getuies, u onthou mos, dis deel van die Jehova getuies. Hulle 12.000 van hulle en dan 12.000 van die 7-dags Adventiste en so 12.000 van die Berea gemeente. Ons moet net nog groei, vriende, ons moet net groei. Nee, ons het gesê die 12.000 is 12.000 elke stam van Israel, 12.000 maal 12.000 is 144.000 en hierdie 144.000 het in die tyd van die groot verdrukking, soos aangedui op die kaart, het hulle getuie gewees vir die Here. Daar was 5 eienskappe, hulle was vrygekoop van die aarde, getrou onder baie moeilike omstandighede en moreel en sedelik rein, mense wat die waarheid gespreek het en sonder geestelike gebreke. Ek het vir u gesê, hulle was nie volmaak nie, maar hulle was mense wat vasgehou het aan die Here ongeag die omstandighede en die dinge wat gebeur het. Baie interessant as jy die Bybel gaan lees, dan kom die gedagte van moeilike omstandighede altyd by kinders van die Here uit. Het jy al agtergekom? Jy kan maar lees van enige kind van die Here, van die begin tot die einde. Moeilike omstandighede was deel van hulle lewe, juis omdat die Here ons nie ek wil amper sê te veel wil laat vashou aan hierdie aarde nie. Ons greep moet redelik los wees op hierdie tydelike dinge, sodat ons uit kan sien na die heerlikheid. Ons laaste boodskap uit Openbaring 14 het gegaan oor die 3 engele. U onthou engel 1 het die ewige evangelie kom verkondig, vir u gesê dis die goeie nuus aangaande die Here Jesus Christus en hierdie evangelie sluit ook in die vrees vir die Here. Vriende, ons moet God vrees. Die Bybel sê vir ons, hierdie heilige vrees vir God dryf al die ander vrese na buite. Mense vrees God nie, daarom vrees hulle elke ding wat op aarde gebeur en daarom is dit nodig om God te vrees, want die Bybel sê vir ons, moenie hulle vrees wat die liggaam kan doodmaak nie, maar vrees God wat die liggaam en die siel kan verderwe in die hel en daarom vrees ons God. Maar hierdie vrees vir 'n kind van God is nie 'n vrees van veroordeling nie, maar 'n vrees van, hy is heilig, hy is God, ek is mens, en in Christus is hierdie verlossing vir my moontlik gemaak, dat ek nou kind van God genoem kan word. Ek het vir u gesê, ons vrees hom, want hy is die skepper, en hy is die regter van die heelal. Engel 2 het die val van die stad Babylon aangekondig. Ek het vir u gesê, Babylon verteenwoordig sonde, afgodediens, en alles waarvoor die antichrist staan, wat ook in die tyd van die groot verdrukking, dan baie duidelik na vore gaan kom en sy diktatorskap dan ten uitvoer gaan bring. Engel 3 het ons vir u gesê, hierdie engel was die een wat die aankondiging gemaak het van die ewige pyniging wat sal plaasvind vir hulle wat die antichrist en dan die ou vyand bly dien. Jy moet onthou, vriende, na elke lewe is daar 'n tyd van rekenskap. En dis interessant dat die meeste mense die oordeel van God wil wegredeneer. En tog is ons hele samelewing saamgestel deur 'n verantwoordelikheid. Kinders,
gaan skool vir 'n jaar lank, dan moet hy rekenskap gee aan die einde van die jaar, eksamen skryf en dan slaag hy of hy druip. By 'n werksplek is daar verantwoordelikheid en selfs mense op aarde moet onthou, daar is 'n verantwoordelikheid voor die Here en ons moet hierdie kosbare waarheid uit die woord raak sien, ons verantwoordelikheid nakom deur in gehoorsaamheid aan God te lewe en dan uit genade gered te word sodat ons dan by die Here kan wees. Vir u gesê dat ons word gered uit genade deur die geloof in Christus alleen, maar vandaar het ons die verantwoordelikheid om te leef soos kinders van God en die Here so te verheerlik. So kom ons lees saam en dan kom ons by die laaste 3 engele dan uit, engele 4, 5 en 6 en dan ook wat die boodskap is van hierdie engele. Openbaring 14 vers 12 tot 20 en daar staan en hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n mens se seun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit, slaan u sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel op die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. En 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook 'n skerp sekel gehad. En 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het en gesê, slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskyp van die grimmigheid van God. En die parskyp is buitekant die stad getrap en die bloed het uit die parskyp gekom tot aan die tooms van die perde 200 myl ver. Nou as ons hierdie gedeelte lees, dan gryp dit ons aan die hart om te dink dat dieselfde liefdevolle God wat genade aan die mens bewys, ook eendag sy grimmigheid gaan uitstort oor die mense kinders wat in ongehoorsaamheid geleef het en die pad gestap het, volgens hulle eie begeertes en volgens hulle eie sondige wese. Ek het hierdie week 'n gesprek gehad met 'n vriend van my wat ek baie jare lank al ken en ek en hy bel mekaar so elke nou en dan en hy praat met my oor al die dinge wat in sy lewe gebeur het en ek sê vir hom, hoor, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? En my naam is eintlik Gerhardus Rudolf Bekes, maar meeste van die vriende noem my Gert. Nou, dit kom van my pa af, hy was altyd Gert gewees, en hy sê vir my, Gert, jy weet, ek lees nou net die Nuwe Testament. Hy sê, ek is klaar met die Ou Testament, en hy sê, en ek het hierdie saak vir myself so uitgemaak, en dis wat ek nou gaan doen, en ek gaan niks verder lees nie. En ek sê vir hom, luister gou, daar's 'n skrifgedeelte wat sê, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Jy kan nie besluit hoe jy God wil dien nie. Jy moet God dien op sy voorgeskrewe manier, en die Ou Testament, vriende, gaan kyk in jou Bybel, is 'n baie groter gedeelte as die Nuwe Testament, en jy kan die Nuwe Testament nie verstaan, as jy nie eens die Ou Testament gelees het nie. Want die vervulling van dit in die Ou Testament vind ons in die Nuwe Testament, en die klimaks van hierdie openbaring vind ons van die openbaring van Christus, wat ons in die boek Openbaring, waar Christus 'n einde gaan kom maak aan hierdie wêreld met sy boosheid. En daarom kan jy nie net die Nuwe Testament lees nie, jy kan nie 'n godsdienst vir jouself daarstel volgens jou gedagte en begeerte en idee nie. En baie interessant ook in die gesprek het hy vir my gesê, en ek gaan na geen kerk toe mee nie, want die klomp is almal skynheilig. En toe sê ek vir hom, weet jy, dis maar wat die skrif vir ons leer. Die Here sê vir ons, daar is 'n sekere verantwoordelikheid wat by sy kinders tuis hoort, en dis die onderlinge byeenkomste. En daarom, vriende, kan ons nie vanmôre met 'n godsdienst besig wees wat ons dink ons pas in die jaar 2022 nie. Ons het God se ewige woord, en kom ons kyk vanmôre dan verder wat die Here vir ons wil kom leer, want die oordeel is seker, die datum is bepaal deur God, ek weet nie wanneer dit gaan wees nie, maar die gebed is dat ons gereed sal maak om God te ontmoet.
Ons tema dan vanmôre is die engele, die ewige evangelie en die finale oordeel van God. Nou vriende, ons het al reeds vir u gesê dat boodskapper 1 het die ewige evangelie aangekondig. Ek het vir u gesê boodskapper 2 het gepraat oor die val van die groot stad Babylon en boodskapper 3 het die gedagte deurgegee van die ewige, nimmer eindigende, ondraaglike pyniging wat God sal gee aan hulle wat hom nie gedien het nie. Maar dan gebeur daar iets interessants in hierdie hoofstuk 14. Ek weet nie of u dit opgelet het nie. Daar is 'n saligspreking wat nou plaasvind voor engel 4 sy aankondiging maak. Dit is so kort tussenpose met 'n kosbare saligspreking. Nou, u wat saam met ons die bidure gevolg het oor die saligsprekinge, sal onthou wat hierdie woordjie salig beteken. Salig beteken eenvoudig om in die hoogste mate gelukkig te wees. En hoor gou wat sê hierdie kosbare gedeelte vir ons in Openbaring 14, 12 en 13. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê. Dis nou 'n stem wat aan Johannes gesê het. Skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Hierdie woordjie salig beteken om in die hoogste mate gelukkig te wees. En die vraag wat ek vir myself afgevra het, ook hierdie boodskap, hierdie week voorberei het, dit klink so 'n bietjie vreemd op die oor, want hoe kan die dode in die hoogste mate gelukkig wees? Die meeste van ons wat vanmôre hier sit, vrees die dood in 'n mindere of in 'n meerdere mate. Ek het hierdie week 'n oproep gekry van 'n persoon wat vir my sê hulle moet vir 'n operasie gaan en hulle is geweldig vreesagtig. Hulle is bang want iets kan verkeerd loop en hulle kan sterwe. Hoe kan hierdie stem dan vir Johannes sê? Johannes, skryf neer, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. En ek dink hier lê die antwoord. Want u sien, in die hoogste mate gelukkig is hulle wat in Christus sterwe. As ons Christus nie ken nie, dan moet ons vrees. En ek dink dis die probleem van ons tyd is, dat ons die vrees van God verloor het, en daarom vrees ons baie dinge wat oor ons pad kan kom. Wat vir my kosbaar was in hierdie voorbereiding, vriende, dat die antwoord is tweeledig. Hoe kan hierdie mense in die hoogste mate gelukkig wees? En die antwoord is eenvoudig in hoe hulle geleef en in hoe hulle gesterf het. Skryf, salig is hulle wat van nou af in die Here sterwe, en nou kom Johannes en hy verstaan hierdie gedagte beter, want u sien, hulle wat in Christus sterwe, het 'n besondere ontmoeting wat sal plaasvind. U sien hierdie tweeledige antwoord van hierdie saligspreking vind ons in Openbaring 14:12. Daar staan, hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar het. Luister vriende, jy kan nie leef soos jy wil en dink jy kan sterwe met die poorte van die hemel wat vir jou gaan oopswaai en die engele wat jou gaan kom ontmoet om jou na Christus te neem nie. As jy lewe soos 'n sondaar, sal jy sterwe soos 'n sondaar en sal jy God se oordeel ontvang. Ek is besig met die biografie van Dr. R.C. Sproul, een van my gunstelinge, en R.C. Sproul vertel hoe hy tot bekering gekom het, en die vers wat die Here in sy hart lewend gemaak het, wat hom ook na sy bekering gelei het, was die woorde daar in die boek Prediker wat sê, soos die boom val, so sal hy bly lê. Luister, as jy sterwe sonder Christus, dan sal jy ewigheid tegemoet gaan sonder Christus. Hierdie saligspreking is waar vir elkeen wat aan Jesus behoort. Want hoor wat sê hierdie saligspreking? Dit is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En waarom laat dit u dink? Sê gou vir my, daar's 'n Nuwe Testamentiese gedeelte net so bietjie voor dit, en die halfbroer van Jesus het daaroor geskryf. Jakobus, hy sê, Jakobus 2 vers 17, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Ek praat die week met mense en ek sê vir hulle die volgende. Daar is baie mense wat sê, ek glo in die Here Jesus Christus. Maar daar is geen werke wat volg nie. Daar is geen bewys wat hulle lewer deur hulle lewe, dat hulle aan die Here Jesus behoort nie. Ek het vir hierdie bepaalde persoon gevra, ek vra nie vir jou, ken jy Jesus? Of glo jy daar is 'n God?
en dat Jesus gesterf het nie. Ek vra jou, ken hy jou? Want u sien, die verskil kom daarin, daar is te veel mense wat sê, ek ken die Here Jesus en ek glo daar is 'n God en ek glo Jesus het gesterf vir ons sonde, maar daar is geen werke wat volg nie. Daar is geen lewe wat saamwerk met die geloof om 'n bewys te lewer nie. Daarom wil ek vir u sê, as ek vanmôre vir u sê, ek is 'n A+ motorwerktuigkundige, dan kan u my so kyk en sê, ek hoor wat jy sê, en dan na die tyd sê jy vir my, een van die mense se karre wil nie aanskakel nie. En dan roep julle my, en vir die volgende halfuur soek ek waar jy verskoon maar die Engels, die bonnet oopmaak. En gou gaan jy agterkom dat ek weet nie veel van karre nie, maar ek sê, ek praat van, ek lewer 'n getuienis wat nie waar is nie. En daarom sê die Bybel, salig is hulle wat nie net glo nie, maar wat ook die gebooie van die Here bewaar. Wat sê die Here in Johannes 14:15? As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Die geloof en die handhawing van God se waarheid loop hand aan hand met mekaar. Jy sien, hierdie mense kon hierdie dood tegemoet gaan met vrede en blydskap, want hulle geloof het uitgeloop op werke, en hulle werke het hulle geloof bevestig. Wie van ons kan werk om hemel toe te gaan? Niemand nie. Want God kry die eer vir ons redding uit genade deur geloof. Maar vriende, as ek dit nie wys in ons lewe nie, dan moet ons eerlik wees dat daar niks eintlik in ons siele gebeur het nie. Volgende antwoord wat ek gesien het, is hoe hulle gesterf het. Hoor dit staan in Openbaring 14 vers 13. Skryf, salig is van nou af die dode, wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid, en hoor dit staan hier, en hulle werke volg hulle. Ek vra jou, as ek en jy moet sterwe, wat gaan ons volg in die heerlikheid van die hemel? Sê die Bybel nie, ons gaan dan ook loon ontvang vir ons werke wat ons gedoen het nie. Paul Washer skryf, en ek het die aanhaling gelees die week, hy sê daar is 'n vreemde godsdiens wat in Amerika en in die westerse wêreld na vore gekom het. Dis 'n godsdiens dat ons sê ons is op pad hemel toe, maar daar is geen vrug wat ons wys op aarde dat ons op pad is na die hemel nie. Luister, as jy gered is, dan sal werke jou volg, die werke van die geloof. Daarom sê Openbaring 22 vers 11, dis nou die laaste boek in die Bybel, die laaste hoofstuk, die 11de en die 14de vers. En kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek wil jou vra, wie kan jou hart sien? En wie kan my hart sien? Niemand, net God, nee? Niemand op aarde kan my en jou hart sien nie. Maar ons werke verklaar en openbaar wat in ons harte aangaan. Die ou mens het altyd gesê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En daarom sê die Bybel, Jesus gaan kom, en hy gaan elkeen vergeld soos sy werk sal wees. Vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Die ou kosbare Halleluja liedjie 234 sê, en ek vra die vraag, moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? As jy vanmôre aan die Here behoort, wil ek vir u sê, dan moet ten minste 'n vrug wees wat jy dra. Die Bybel praat van 30, 60, 100voudig. Ek pleit dat jy en ek die 100voudige vrugdraer sal wees, om hierdie loon aan die voete van Jesus neer te lê. 2 Korintiërs 15, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Mense sê hierdie liggaam, is niks werd. Is maar net 'n tempel, is maar net 'n tydelike ding wat ek gekry het, en dit was een van die groot leuns van die gnostisisme, dat hulle gesê het, hierdie liggaam kan die sonde dien, en ek kan God met my gees dien. Paulus kom en hy bring 'n regstelling in die boek Romeine, en so kom hy ook in die boek Korintiërs, en hy sê vir ons baie duidelik, luister, ons moet die Here met ons liggame dien. Jou oë, jou neus, jou ore, jou hande, jou voete, jou mond, dien God met jou sintuie, dien God met jou liggaam. Dis hoe ander kan sien, dat ek en jy aan die Here Jesus behoort. Hoor gou, dan hoef jy nie te vrees, as jy sterwe nie. As jy daar in die hospitale, en daar die hartklop van jou begin al hoe swakker raak,
Dan hoef jy nie angstig na die masjien te kyk en te hoop dat kom 'n wonderwerk om my net langer te laat lewe nie. Dan sê jy, Here, kom haastig. Ek is reg om U te ontmoet, wat my geloof en my werke was in harmonie met mekaar. Die werk wat U in my siel begin het na vore gekom, en ek het ook so kosbare loon by mekaar gemaak om aan U voete neer te lê. Hierdie tussenpose is vir ons so kosbaar om hierdie saligspreking raak te sien, en nou kom boodskapper 4. Wat wil hierdie engel vir ons sê? Openbaring 14 vers 15. En 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit. Slaan U sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. Vriende, as ons kyk na hierdie gedagte, dan sien ons engel 4 kondig aan dat die tyd van genade verby is. Hy roep uit dat die Here einde sal maak aan die ongeregtighede van hierdie wêreld deur Jesus se finale oordeel. Ek wil nie gou 'n vraag vra. Gaan mense eendag hel toe oor hulle sonde? Of gaan mense hel toe omdat hulle Christus verwerp het? Is jy almal eens daaroor? Jy gaan hel toe omdat jy Christus verwerp het. Want selfs kinders van God sondig nog. Ons sondig nie meer in dieselfde mate of in dieselfde patroon as die wêreldling nie, maar ons sondig nog steeds. Maar die Bybel sê die oordeel gaan kom omdat mense Christus verwerp het. En dis die hele gedagte wat hier na vore kom. Hierdie engel kondig hierdie boodskap aan. Mense die anti-Christ gekies, hulle die Satan gekies, bo Christus. En nou sal die oordeel kom wanneer God vir Christus alle mag gee in die hemel op aarde en dan hierdie oordeel finaal maak. Nou baie interessant, die beeldspraak wat hier gebruik word, dui op die sekel wat in die koringland ingesteek word om koring te oes. Nou ek is nou nie so oud soos baie ouens nie, en ek is ook nie so jong soos baie mense nie. Maar ek onthou, ons het by die huis 'n sekel gehad. Houthandvatsel, en dan het hy so halfmaan geloop. En as die grasnyer stikkend is, daar was nie daai tyd beerkrag nie. Maar is ook nie geld uit om 'n ander grasnyer te koop nie. Maar as die gras lank word, dan vat jy daar die gras en jy vat daai sekel en jy trek hom deur. As die sekel stomp is, glo my, dit vat 'n tydjie voor jy daai gras af het. Ek wil vir u vanmôre sê, die sekel van God se oordeel gaan nie stomp wees nie. Daar gaan nie gesukkel word en planne gemaak word om die oordeel ten uitvoer te bring nie. God gaan sy engele gebruik om hierdie oordeel te laat plaasvind. Waarom? Omdat die eis van God se geregtigheid aan voldoen moet word deur die oordeel te bring oor hulle wat Christus verwerp het. U sien, hierdie beeldspraak is duidelik, want die Here sal die sekel van sy toorn en oordeele oor die sondaar uitsteek om te oordeel. Hoor hoe waarsku Psalm 96 vers 12 en vers 13. Daar staan, laat die veld juig en al wat daarin is, dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here. U moet tog hierdie gedagte raak sien. Hoor wat staan hier. Die Bybel sê die veld sal juig en die bome van die bos sal jubel voor die aangesig van die Here, want wat staan hier? Hy kom, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Hierdie God bestaan nie meer in kerke vandag nie. Die deursnee predikant preek dat God liefde is en hy gaan nie oordeel nie. Die Bybel sê in Romeine 8 dat die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van Christus. Waarom? Want hy gaan oordeel. En u en ek moet onthou, die oordeel gaan verskriklik wees. Daarom het u nou die geleentheid om die evangelie te verkondig aan hulle wat die Here nie ken nie, want as die oordeel kom, gaan dit te laat wees. En hierdie oordeel gaan uitgestort word op elkeen. En hoor, die regverdiges gaan jubel daaroor. Is dit wreed? Is dit sadisties? Verseker nie. Hierdie heilige God se genade reik uit en mense vertrap dit. Hebreërs 10 vers 31 sê vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Hebreërs 12:29, want onse God is 'n verterende vuur. Onthou jy so tyd terug in Australië, die groot brand wat daar plaasgevind het. Duisende, der duisende hektare
het afgebrand. Niemand kon daar die vuur keer nie. Die gedagte is net so klein ietsie van God, sy heiligheid, sy grootheid en sy oordeel. Niks en niemand sal voor hom bestaan nie. Hy sal oordeel in geregtigheid. En hy sal hierdie oordeel dan finaal maak. Jesaja 33:14 sê die sondaars in Sion bewe. Siddering het die roekelose aangegryp. Hulle sê, wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Die vraag wat hierdie mense vra, en ek wil vanmôre vir jou vra, dat jy wanneer jy die evangelie verkondig, vir mense dit baie duidelik sal maak, dat hulle nie besig is om met net 'n gewone mens, of een of ander organisasie te deel nie, maar dat hulle deel met die heilige God, wat 'n verterende vuur is. Die volgende engel, boodskapper 5, ek lees vir die Openbaring 14:17, en 'n ander engel het uitgekom uit die tempel van die hemel, wat in die hemel is, en hy het ook 'n skerp sekel gehad. Wat beteken dit dat hy ook 'n skerp sekel gehad het? Dis eenvoudig, vriende, die oes is ryp, en die oordeel is seker. Onthou jy wat ons gelees het? Die oes is oorryp. Dink jy dat die oes oorryp is op aarde op die oomblik? Dink jy dat ons genoeg kwaad gedoen het, dat God sy oordeel sal stuur oor Suid-Afrika en die res van die wêreld? Ek dink so. Ek dink die beker van die sonde van die mens is vol, en ek dink die mens se sonde roep na die hemele. En ek dink nie is moeilik om daar die afleiding te maak nie. En hierdie 5de engel dui op die sekerheid van die oordeel. Dit dui op dat hy ook 'n sekel het, en dat hierdie oordeel vas is, en dat God hierdie oordeel nie gaan uitstel nie. Die oes is ryp en die oordeel is seker. Die Here gebruik nou sy magtige engele om dit wat hy oor die wêreld beskik het ten uitvoer te bring. Nou, ek weet nie of u al geluister het na die deursnee charismatiese prediker oor televisie, hoe hulle praat van die duiwel en die engele van God, en hoe hulle geselsies het met die Here self en die duiwel bind, en ek weet nie hoekom hy elke keer loskom as hulle hom klaar gebind het nie, maar hoe dit ook al mag sy, dis 'n gesprek en 'n boodskap vir 'n ander tyd. Daar is allerhande dinge wat hulle van die duiwel sê, en ek wil vir u sê, ons moet onthou, die geestelike wesens is magtige wesens. Deur God geskape vir 'n doel soos hy bepaal het. En ons moet versigtig wees hoe ons praat. Ons as mens is so gemaklik dat ons dinge uiter en dinge sê wat ek dink die hemel is somtyds voorsidder. En ek wil vir u net so 'n bietjie illustrasie gee van hierdie magtige engele van God. Matteus 13:38 praat van die saaier en die saad wat gesaai is. Hy sê die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat dit gesaai het is die duiwel, die oes is die volëinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Jesus self sê dat die maaiers die engele gaan wees. Johannes bevestig dit in hierdie boek Openbaring, en u sien die groot gedagte is dat God sy engele gaan gebruik in hierdie eindoordeel wat hy oor die wêreld bring. Vers 41, die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. Hoor gou waartoe is een engel in staat, en u het dit miskien al gehoor, ek het al daaroor gepraat in die verlede, ek wil net vanmôre dit weer onder die aandag bring. In 2 Konings 19:35 staan daar, en in dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek. Engel, klein lettertjie. Met ander woorde, een enkele engel het in die nag uitgetrek en in die laar van die Assiriërs 185.000 verslaan. En toe hulle die môre vroeg hulle klaarmaak, was dit almal dooie liggame. Een engel, 185.000. U gedink as ons een engel in ons polisie mag kan aanstel, is Suid-Afrika môre uitgesorteer en die res van die wêreld. Maar die Bybel sê God gaan sy engele gebruik om die oordeel te laat plaasvind. Nou moet jy saamvolg. Dis baie interessant as 'n mens hierdie studie doen. By Jesus se arrestasie daar in die tuin lees ons die volgende, Matteus 26:51. En een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek, en hy die diensknegt van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Nou ons weet dit was Petrus wat sy swaard getrek het toe die soldate kom, hy het Malgas se oor afgekap, en vers 52 sê, toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug.
Want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of dink jy, dat ek nie nou my Vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Ek wil net gou 'n gedagte hier noem. In hierdie week het daar weer 1 of 2 dinge gebeur, lyk my mense kan my nie uitlos nie, lyk my hulle is lief om te skryf oor my, en goedjies te sê oor my, en dinge te beweer oor my, en ek het nie gedink ek is so belangrik, dat baie mense so oor my praat nie, maar ja, julle het gedink, julle het sommer net 'n gewone ou, ek is 'n celebrity, hoor, oral te praat mense van my in die poorte, maar iemand vra my die week, gaan jy nie iets doen omtrent dit nie? Dus ek nee, hoekom sal ek myself verdedig? Hoekom sal ek, as God vir my iets afgeweeg het, dit nie dra nie? Hoekom gaan ek kwaad met kwaad vergeld? En dis presies wat hier gebeur. Jesus sê vir Petrus, dis wat God vir my afgeweeg het. Hy kon gekeer het. Hy het nie gekeer nie. Jesus word gevangene geneem en hoor gou 12 legioene engele. Nou gaan ons by die som uitkom, om vir u te wys dat die 5de engel wat sy sekel inslaan, 'n sekerheid gee van die oordeel, van die oorryp oes waarvan God praat. 'n Legioen soldate in Rome het bestaan uit 6000 soldate. 6000 maal 12 is 70.000. As jy dit met 185.000 maal, dan kom die som uit by 12 triljoen 950 miljard mense in een aand. So met ander woorde, Christus kon die hele aarde verdelg het, en daardie aand toe hy gearresteer is, en hy sê vir sy disipel, sit jou swaard terug, ek gaan nie my Vader bid, dat hy hierdie engele tot my beskikking sal stel nie, want die stryd wat ek deur moet gaan, sal ek deurgaan om God te verheerlik, want Jesus het geweet, die prys moet betaal word vir die sonde, die geregtige eis van God moet aan voldoen word, sodat die nuwe koninkryk gevestig kan word, waarna ons uitsien. Nou vriende, ek hoop my calculator was reg, en ek hoop ek spreek het so Zuma uit nie, maar as ek het soos hy uitspreek, vergewe my asseblief, en die gedagte maar net is, ons moet versigtig wees wat ons oor engele sê, en ons moet besef dat God hierdie engele gaan stuur om te oordeel. Een engel is by magte om te vernietig. Daarom wil ek jou vra, wees versigtig wanneer jy praat oor hierdie heilige wesens. Ons aanbid nie engele nie. Hulle is gestuur as diensknegte van God vir diens vir die heiliges en vir die oordeel wat sal kom. Maar ons kan nie sommer links en regs gebied en praat en bind en uitstuur en opdragte gee asof ons God is nie. Ek begin afsluit. Boodskapper 6. Openbaring 14 vers 18 en 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het uit die altaar uitgekom. Jy sal sien ek het daai uit die altaar uitgekom, so 'n bietjie uitgelig en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het en gesê, slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en het gegooi in die groot parskyp van die grimmigheid van God. En die parskyp is buitekant die stad getrap en bloed het uit die parskyp gekom tot aan die tooms van die perde 200 myl ver. Nou hierdie was 'n gebruik gewees, die druiwe wat afgeoes was ingegooi en dan was dit getrap deur mense en die sap het gevloei, dieselfde gedagte, maar die vraag het in my hart ontstaan en ek het 'n bietjie navorsing gedoen, wat beteken dit? Dat hierdie engel mag oor die vuur gehad het en hy het uit die altaar van God uitgekom. Skrif moet skrif. As jy na Openbaring 8 toe gaan en jy gaan bietjie vorentoe, dan wil die Here vir ons iets kom leer, want ons vind dieselfde gedagte in Openbaring 8 en hierdie was my wonderlik toe ek dit raak gesien het, want Openbaring 8 leer vir ons die volgende, en ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en 7 basyne is aan hulle gegee, en 'n ander engel het gekom en met 'n wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê, en die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God, en die engel het die wierookbak geneem, en dit met vuur van die altaar vol gemaak, en het op die aarde gegooi, en daar het stemme gekom, en donderslaan, weerligte en aardbewing. Wat beteken dit? Die antwoord is eintlik baie eenvoudig en voor die hand liggend. Engel 6 bring nou ten uitvoer dit waarvoor God sy kinders nou nagenoeg 2000 jaar voor bid, en dit is, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, en laat u wil geskied, soos in die hemel,
so ook op die aarde. U dink miskien vanmôre u bid te vergeefs. Ek waarborg u, die meeste van u het in hierdie week een of ander tyd gedink aan die gedagte, waarom doen God nie iets as ek hom vra nie? Hoekom hoor hy ons nie? Alles in Suid-Afrika val heeltemal uitmekaar uit. Jy is bekommerd as jy die televisie aansit en na die nuus kyk. Jy hoor wat gebeur in skole, universiteite, jy hoor die leuns en die bedrog en die boosheid. En jy vra, Here, luister u nie? Ek wil jou vanmôre waarborg, hy luister. Jou en my gebede word opgeneem in goue wierookbakke. Die Bybel sê op die regte tyd sal God hierdie oordeel uitstort en dit sal die verhoring wees van my en jou gebede. En nie nou daar sit en dink, ag, moet ek nog so lank wag nie? Wil die Here nie maar die gebed hoor wat ek gister gevra het of die versoek wat ek gerig het nie? Die Here hoor en hy verhoor na die rykdom van sy genade en barmhartigheid binne sy wil en binne sy plan vir jou en my lewe. Maar hierdie finale oordeel wat ons bid, of wat sal kom is waarvoor ons bid, laat u koninkryk kom en laat u wil geskied. Hierdie 6 engele, vriende, is boodskappers wat God sal stuur om 'n oordeel te bring oor hierdie aarde. Die eerste engel verkondig die ewige evangelie. Die tweede engel, die val van die anti-kris regering in die wêreldryke. Die derde ene, die finale uitnodiging om nie voort te gaan om die dier te aanbid en sy beeld nie, maar te draai na God vir verlossing. Die vierde ene, die genadebeker van God het uitgeloop, die sekel word ingeslaan. Die 5de een is die oes wat oorryp is en die oordeel wat seker is. Die engele wat hierdie oordeel ten uitvoer gaan bring, en die 6de een, die gebede van die heiliges word verhoor. Ek wil net afsluit met hierdie woorde. 2 Petrus 3 vers 9 tot 11. Die Here vertraag nie die beloftes, so sommige dit 'n vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig. Jy en ek kan God nooit beskuldig dat hy nie lankmoedig is oor die mens nie. Die Bybel sê hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Vers 10 sê, maar die dag van die Here sal kom. Soos 'n dief in die nag waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand, soos hier aangedui op die kaart, die verbranding van die aarde, want God gaan 'n nuwe hemel en aarde skep. Vers 11 is belangrik vir my en vir jou. Terwyl al hierdie dinge dan verbygaan of vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Luister, ons kan nie sit en wag vir die koms van die Here en ons kritiseer en daar's ondankbaarheid in ons harte, daar's ongeduld, daar is hierdie haat teenoor mekaar en hierdie nait en al hierdie dinge wat ons tans beleef in die kerk van die Here Jesus nie. Ons oë is gefestig op die hemele. Die hemele moet skeur, Christus moet kom. Waarmee is u en ek besig? Ek pleit by u dat ons 'n heilige wandel voor God sal hê. Gaan dit maklik wees om heilig te lewe? Dis moeilik om heilig te lewe in 'n goddelose bestel, maar dis moontlik. Luister, dis moeilik, maar dis moontlik. Want God is getrou, wat ons deur hierdie stryd en verdrukking en beproewing sal dra. Een ding wat ons moet leer is, om te vertrou op die Here met ons hele hart, en nie te steun op ons eie insig nie. Hierdie 6 engele gaan hierdie oordeel dan voltrek. Ons gaan kyk volgende jaar as die Here ons spaar, wanneer ons kom by Openbaring 15, 16 en 17, die val van die stad Babylon, die laaste oorlog, die slag van Armageddon en Gog en Magog. In die interim tyd wil ek jou vra, dat jy hierdie vakansietydperk, as jy miskien weggaan, dat jy met groter erns vir ander sal vertel, Jesus kom weer. En luister, hulle gaan jou nie omhels en vir jou ete by die Spur koop nie. Asseblief, moenie daai gedagte hê nie. Baie kinders van die Here dink as ek die goeie nuus van die evangelie aan mense gaan bring, gaan mense my bedank. Daardie advertensie het gesê, wie moet ons bedank? Boland Bank. Die hele gedagte is net, ons gaan nie bedank word as ons vir 'n sondaar sê moet hom bekeer, want Christus kom nie. Maar dank God, dat haar siele tot bekering sal kom. Op God se tyd, op sy manier, op die oomblik wat hy dit bepaal het, sal 'n siel uitroep om genade, en die Here samel so sy siele oes in.
Hierdie kosbare siele waarvoor Christus gesterf het. En tot dan vra ek vir jou vir getrouheid. Wees moedig, bemoedig mekaar, want die koms van die Here is naby. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons besef dat die oordeel is seker, die woord het dit vir ons reeds aangekondig, en wat U sê is waar. U is nie 'n man dat U sou lieg, of 'n mens se kind dat U sou berou nie. Sou U iets sê en dit nie doen, of iets spreek en dit nie waar maak nie. En daarom bid ons, Here, dat ons nie in hierdie laaduur voor U wederkoms laks en lui sal raak, en met baie vraagstukke onsself besig sal hou nie, maar dat ons met die enkel belangrikste saak besig sal wees, en dit is om God te verheerlik deur sy Seun Jesus Christus, in die kragvolle werking van die Heilige Gees, tot verheerliking van God die Vader, en die uitbreiding van sy koninkryk. Ag, dierbare Here, vind ons getrou. Ons stoei met onsself, ons stoei met die omstandighede, Here, wat om ons aangaan, ons stoei met mense, ons stoei, Here, met soveel dinge, maar help ons dat ons nie na hierdie dinge sal kyk nie, maar dat ons die oë gefestig sal hou op Christus. Hy as volmaakte seun van God was verag. Die Bybel sê hy was verbruisel. Daar was uitgeroep kruisig hom. Hulle het selfs gesê dat U, kosbare Here Jesus, dat U 'n vraat en 'n wynsuiper was. Hulle wou U van die krans afgegooi het. Hulle het gesê U is 'n vriend van die sondaars. Die volmaakte lam van God is deur die sondaar mens verwerp, sodat hy vir ons 'n offer aan die kruis kon bring, wat ons nie self kon bring, ter vergifnis van ons sonde nie. Daarom wil ons die goeie nuus verkondig. Gaan vertel dat Jesus red. Hy red uit elke nasie, taal, volk en stam. Hy red enige persoon wat uitroep om genade. Want die Bybel sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis ons boodskap. Ons kan die mense red nie. Ons het net die evangelie om te verkondig. Vind ons getrou, Vader. Ons bid alles in die naam van die koning van die konings, Jesus Christus. Ons bid dit in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.